Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week. Ek hoop julle het regtig 'n wonderlike week wat voor julle uitstrek. Mag julle vir die wysheid vra vir al die besluite wat julle ook hierdie week mag neem en mag julle ook op 'n besonderse manier ons visie uitlewe. Laat jou lig so skyn dat mense die Here kan verheerlik wanneer hulle sien hoe julle ook optree onder hulle, né? Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om hierdie nuwe week aan U te kan kom opdra en vir U te vra, o Heilige Gees, om voor ons uit te beweeg. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos julle nou weet, soos ek met julle ook vir julle Saterdag gesê het, Hebreërs 11 is vir my het amper vir my hele nuwe betekenis aangeneem, alhoewel het natuurlik baie nice is om so te lees, soos ons nou saam met mekaar gelees het oor geloof, en hoe hy al die mense in die verlede, die geloofshelde eintlik, oproep oor hulle geloof, en hoe hulle eintlik uitstal in so 'n kunsgalery, om te kom sê, maar kyk hoe lyk hierdie ouens, nee, maar die diepste ding wat ons vir mekaar gesê het, en wat ons maar vir mekaar die hele tyd moet bly sê, totdat dit by ons ore uitloop, is die konteks van die Hebreër brief, vriende, is dat dit is 'n klompie Jode, is 'n groot klomp Jode, wat van Judaïsme oorgekom het aan die Christelike geloof uit, natuurlik ook van die ander mense daar rondom, maar baie van hulle, hulle het vir Jesus Christus aangeneem, en as gevolg daarvan dat hulle vir Jesus Christus aangeneem het, is hulle vervolg. Hulle was moedeloos gewees, hulle het swaar gekry, en daar was ook 'n gevaar gewees dat hulle weer wou teruggegaan het na hulle ou gelowe toe, né? En daarom is skrywe hierdie Hebreërbrief hierdie gedeelte. En dan kom hy en dan kom sê hy vir hulle, dis hoekom ek vir julle sê, dan kry Hebreërs 11 amper 'n nuwe gee jou so 'n bietjie ander insig en goed, né? En dan kom sê hy vir hulle wat onder hierdie swaar omstandighede, kom sê hy vir hulle, kom ek sê net vir julle wat geloof is. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om inderdaad, liewe vriende, kom sê hy vir ons, oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. En dan praat hy van Henog, wat die Here opgeneem het in die hemel, hy kom praat van Noag, hy kom praat van Jakob, hy kom praat van Josef, en dan op die ou ende kom ons nou hierso by Abraham, en dan begin ons stilstaan by Moses. Hoe Moses ook, omdat hy geglo het, en God hy baie nou pad met Moses gestap het, hoe Moses inderdaad God verteenwoordig by die Israeliete, né? En dan kom ons hier uit, vriende, by vers 29, ons het stilgestaan by vers 27, waar hulle die Egipte land verlaat het, en hy die Pasga ingestel het, en nadat hulle die bokkie wat hulle geëet het, met sy bloed in die kusyne gestuur het, sodat die engel by die eersgeborenes van Israel se verbyloop, né? Nou kom die Hebreërs skrywer, en hy is besig weer, hy is nog verder, hy is heeltyd besig, hy sê, omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rietsee getrek, soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het, toe hulle dit probeer doen het. Nou vriende, dit is vir my altyd baie interessant, want hierdie Israeliete was vrek bang gewees. Ek bedoel, toe hulle die Egiptenaars so agter hulle aansien trek, en toe murmureer hulle alweer, ek dink hulle is so typies soos ons, as ons glo, dan glo ons, ja glo ons, ek praat nie van om in Jesus Christus te glo nie, né? So hulle geloofie was maar nie altyd so hard gewees nie, alhoewel het hy hom nou baie mooi, hy skep eintlik 'n baie mooi beeld hier van die Israeliete om te sê, omdat hulle geglo het, het hulle deur die Rietsee getrek soos deur droë grond. Nou interessant, dit is God wat vir Moses gesê het, maar vat jou staf en steek hom uit, né? Vat daai staf en steek hom uit. Nou vriende, ek wil nou vir julle sê, as ek dan nou sien ook, hierso split die see in twee, dan gaan ek hom nou nie sukkel om te glo nie, hoor. Dat moet ek nou eerlik vir jou sê. Maar ek moet sê, ek gaan baie sukkel om te glo dat die see in twee gaan split, as hy nog nie in twee gesplit het. Nou so, hy sê, omdat die Israeliete geglo het, het hulle deur die Rooi See gedink, as jy veel geloof daar nodig gewees, so tussen ons nou sê, ek sê dit was nou sommer vir julle, dit is vir my take op die goed, hè. Eerlik moet ons dink, as ewe skielik, hoe moeilik gaan dit nou wees om te glo, as hierso ewe skielik God 'n pad kom maak, hier van Milnerton af reguit deur na Robben Eiland toe, en daar staan die water op.
Dit is 'n nou-brainer. Jy kan nie anders as om te glo nie. Jy sien dit nou nie voor jou, né? Maar net interessant dit sal hoe die skrywer dit skrywe. En dan gaan hy aan en dan sê hy omdat die Israeliete geglo het in die mure van Jerigo geval nadat hulle 7 dae daaromtrent getrek het. So, weer eens daar, God speel die crucial rol. God het 'n crucial rol gespeel in die Rooi See. Dit is maar hy trek maar eintlik in die mense saam. Hy het 'n crucial rol gespeel daar by Jerigo waar hy vir hulle gesê het: "Hoorie, so loop julle maar net 7 keer om die mure. Jy moet niks doen nie, die mure sal omval." Nee, God het alles gedoen en al wat hy sê, kyk wat ek gaan doen. En ek dink die Israeliete op daai stadium was nou al bietjie moeilik vir hulle self gewees omdat hulle nie geglo het nie, want omdat hulle nie geglo het nie, het hulle 40 jaar in die woestyn deurgebring. Omdat hulle nie geglo het, het hulle die goue kalf gemaak en het hulle die gevolge gedra daarvan toe hulle die goue kalf gemaak het, hè. So ek dink die Israeliete is ook daar toe God sê, hoor hierso vir Joshua sê dat hulle 7 keer om Jerigo stap, hulle besluit hulle doen dit. Ek dink jy het gedink die mure gaan val nie. En daar val die mure, nee. Maar dit is vir my so mooi hoe die skrywer dit gee so die amper half hierso in wat hierdie geval nou, die eer aan hulle wat eintlik is God alles gedoen en eintlik is dit maklik om daai manier te glo daarso, nee. Omdat Rahab die prostituut geglo het, het sy die verkenners vriendelik ontvang en het sy nie omgekom saam met die wat God ongehoorsaam was. Die hele ding hier oor Jerigo. Hulle onthou Rahab die prostituut, die verkenners gaan in om te verken. Juist daai tyd toe hulle daar, toe die Israeliete daar by die Jordaan, ek dink is die Jordaan rivier, is ek nie doodseker nie, gestaan het en gewag het en het hulle verkenners ingestuur om te gaan kyk, maar gaan hulle die land kan inneem. En dan onthou julle die verhaal van hierdie verkenners. Ek gaan nou weer by Rahab uitkom. Die verkenners wat gegaan het, dan kom hulle en dan kom 10 van die 12 verkenners en hulle is versprei slegte gerig op sê dis reuse. Ons gaan niks teen hulle kan doen nie. Net Caleb en Joshua. Nou net by gegewens jare korrek, ek dink hulle twee. Hulle twee kom sê, maar kyk na God se track record. En dan sê die Israeliete rep en roer, hulle wil nie gaan sê, jy het ons hier gebring om hier dood te gaan. En dis daar waar God kwaad geraak het vir hulle en op een van hulle 40 jaar in die woestyn ingestuur het, hè. So Rahab die prostituut, daai stadium toe hulle ingegaan het in die stad Jerigo om te gaan verken, het sy hulle slaapplek amper gegee, hulle met 'n tou laat afsak by die muur af sodat hulle kon vrykom en weer kan teruggaan. En hulle het vir Rahab gesê wanneer hulle die land inval, sal hulle haar nie seermaak nie, haar nie doodmaak nie. Sy moet 'n rooi tou laat uithang dat hulle kan sien dit is sy, nee. So dit is vir my interessant, soos julle kan sien, vriende, hoe die skrywer dit ook beskryf. Maar weer eens om vir hierdie mense te sê, die Hebreër skrywer wat skrywe vir hierdie mense wat swaar kry, wat vervolg word, wat moedeloos word, om te sê, hoorie, byt vas, kyk hoe die Here gedoen, hy het daai stad se mure laat omval, hy het die Rietsee oopgemaak, hy sien selfs Rahab die prostituut raak omdat sy gehelp het. Julle moet ontspan, die Here is by julle, die Here sal vir julle sorg, soos hy die hele tyd nog vir Israel gesorg het. Kom troos hulle. It's amazing, vriende. It's absolutely amazing, né? Ja. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy nabyheid ervaar. Amen.